Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra. Kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? Vriende, dankie dat jy gekom het en dat jy ook by ons ingeskakel het, baie opgewonde. En kan jy glo, ons probeer ons deur ook so tussendeur by van die Bybelkarakters uitkom. So by hierdie geleentheid wil ek met jou praat oor 'n man in ons Bybel wat nie verskyn in die geloofsgalery van die Bybel van geloofshelde nie, in Hebreërs 11, maar in die Ou Testament word hy as 'n groot held beskou. 'n man met die naam van Caleb. So kom ons gaan lees saam in Numeri hoofstuk 14 vers 24. Daar staan: Maar my knegt Caleb, so sê die Here, omdat 'n ander gees in hom was en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het en sy geslag sal dit in besit neem. Dit is toe Caleb een van die 12 spioene was. Julle sal onthou dat Joshua en Caleb was 2 van die 12 spioene wat Moses in die land Kanaan gestuur het toe hulle daar by Kadesh Barnea was. En die rede hoekom hulle by Kadesh Barnea was, hulle het mos 3 maande getrek uit Egipte land uit, het Moses die Israeliete gelei tot by die berg Sinai. En daar het hulle vir amper 'n jaar gebly by die voet van die berg Sinai in die tabernakel gebou. En alles wat daarmee saam is, net die allerheiligste, die ark van die verbond met die versoendeksel, die tafel met die toonbrode, die reukofferaltaar, die kandelaar, die brandofferaltaar, die koperwaskom en alles wat rondom die tent van tabernakel deel was, die priesterskap wat ingestel is, alles. En so 'n jaar nadat hulle uit Egipte uit is, het hulle gegaan na Kanaan toe om in die land in te gaan, maar het net tot op die grens gegaan, Kadesh Barnea. Toe stuur Moses mos 12 spioene om na die land te gaan kyk. En die Bybel vertel vir ons dat hier is die manne, dit is die name van die manne in Numeri 13 van die 12 manne wat die Here gestuur het, en een van hulle was uit die stam van Juda. Was 12 stamme, was 'n man met die naam van Caleb, en hy was 'n seun van Jefune. Jefune was sy pa se naam. So Jefune het 'n seun gehad. Sy naam is Caleb. En nou lees ons, en Caleb, die Here sê, daar was 'n ander gees in hom, hy het volhard om my te volg, en ek sal hom bring in die land, maar die res, behalwe vir Joshua, die res van die spioene en al hierdie mense, sal almal sterwe. Ag Vader, ek wil nou bid dat terwyl ons na hierdie uitsonderlike, besonderse mens, na die man uit die stam van Juda, met die naam van Caleb, terwyl ons wend, om te gaan kyk wat rondom hom gebeur het. En die woord sê, alles is opgeteken, sodat ons kan leer. Soos wat ons leer uit 'n Daniel, of uit 'n Samson, of uit 'n Paulus, of 'n Petrus, of uit 'n Abraham, dinge wat ons leer in die woord. Wil U ook vir ons iets leer uit die lewe van Caleb? Spreek tot ons, gee vir ons 'n geoefende oor en 'n geopende hart. Ons bid dit in Jesus lieflike naam. Amen. So Caleb, die naam wat ontbreek in die galery van geloofshelde in die Nuwe Testament. En jy sal onthou daar in Hebreërs 11 lees ons, deur die geloof het Abel, deur die geloof het Henog, deur die geloof het Noag, deur die geloof het Abraham, deur die geloof het Sara. En so lees ons al die name, dan kom ons selfs later, wat daar geskrywe staan, wat sal ek nog meer sê?
Moses en Josef en Isak en Jakob, en dan sê hy, die tyd sal my ontbreek, daar in vers 32 sê hy, as ek met julle praat oor Dawid en Barak en Simson en Jefta en Gideon en Samuel en die profete wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, en dan vertel hy alles. En Caleb se naam verskyn nêrens. Maar die Ou Testament verklaar dit was 'n man wat 'n groot held was in die oë van die Here. Daar's min geskrywe oor Caleb. Hy's 'n minder bekende karakter in die Bybel, en tog staan hy in die Ou Testament in die wet, in die Torah, in die eerste 5 boeke van die Bybel, en selfs in Joshua, die eerste 6 boeke van die Bybel, staan hy kop en skouers uit, bo 'n hele geslag van honderde duisende, etlike miljoene mense, staan hy kop en skouers uit. Want as ons kyk na hom, sien ons 'n vrymoedigheid van 'n man wat 'n kragtige geloof openbaar in die Here, 'n rotsvaste held, Caleb. Dat die Here so behaag, dat die Here noem hom, my knegg Caleb. Luister mooi, vers 24, maar my knegg Caleb, God noem hom, my knegg Caleb. En onthou, dit was net Caleb en Josua wat toegelaat was van al die spioene en die hele volk wat oorleef het na 40 jaar, 39 jaar op die koop toe. Daar was een kort, want dit was al klaar 'n jaar uit Egipte uit, wat 39 jaar rondgeswerf het in die wilde woestyn. En tog, net hulle twee, net Josua en net Caleb is toegelaat om die beloofde land binne te gaan. Wat Caleb se agtergrond betref, hy was gekies uit die stam van Juda as een van die spioene, soos daar in vers 6 sê van Numeri hoofstuk 13, van die stam van Juda, Caleb, die seun van Jefune. En hy was gekies om 'n spioen te wees, en sy vader se naam, Jefune, beteken gereed, maar sy naam, Caleb, beteken vrymoedig. En het jy geweet, 6 keer in ons Bybel, in die Ou Testament, in Numeri, Deuteronomium en Joshua, saam, 6 keer word vermeld dat Caleb het volhard om die Here te volg. 6 keer word gesê, Caleb het volhard met sy hele hart om die Here te volg. Verskoon my, die 10 spioene se verslag wat ingekom het in hoofstuk 13 van Numeri was, o ja, die land is 'n ongelooflike land. Hulle het gaan ondersoek, né? Moses het gesê, gaan kyk hoe lyk die land, skryf dit op, kom terug, vertel ons, want ons gaan die land nou inneem. En hulle kom daar, en hulle vertel vir Moses, hulle sê, kyk, ons was daar by die dal Eskol, en ons het 'n rank tros druiwe afgesny. 2 mense moes 1 tros druiwe aan 'n draaghout dra. Van die granate en van die vye. Die plek het hulle Eskol genoem, vanweë die tros, dis nou die druiwe. So op hulle skouers het hulle 'n houtbalk gehad, 2 mans, en die tros druiwe van die skouers af tot op die grond, 1 tros druiwe gehang. So oorvloed was daar in die land Kanaan, wat oorloop van melk en honing. Wat 'n land! Kan jy dit glo? Die Bybel sê, en hulle moes so dra aan daai tros druiwe om vir die volk te gaan wys wat daar was. En natuurlik, toe vertel hulle ook vir hulle sê, ons het die vrugte van die land gesien, vers 26. Hulle sê, dit loop oor van melk en honing en al sy vrugte. Sê, die wonderlikste vrugte wat in hierdie land is. Ons kan maar net gaan om dit te kry, maar hier is die probleem. Ons het daar gesien, die reuse, die Enakite, die Rafaite, die Jebusiete, die Amorite, die Amalekite. Hulle is daar. Ons kan nie daar gaan nie, daar's reuse in daai land. Reuse wat eet van hierdie groot trosse druiwe. Ons kan dit nie doen nie. Maar Caleb, hy het hulle stil gemaak in vers 30. Hy sê, laat ons optrek, laat ons dit doen, ons sal hulle oorweldig. Die Here sal ons
die oorwinning gee. Maar die manne wat saam met hom was, hulle sê nee. Hulle is sterker as ons. Toe het hulle slegte gerug versprei en die volk se hart het week geword. Hulle loop onder die volk, vers 33, hulle sê vir hulle, ons het die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig. Ons is so sprinkaan in hulle oë, en so was ons ook in hulle oë. Ons is sulke klein mensies. Ons kan nie daarin nie. En toe roep die hele volk uit daai nag, en die Bybel sê hulle treur en hulle ween, hulle roep tot die Here, en hulle sê, ons kan nie na die land Kanaan toe gaan nie, ons kan dit nie doen nie. En hulle sê, ons gaan vir ons 'n hoof aanstel. Maar Caleb, hy het nie so verslag gegee nie. Caleb se verslag was anders. Hy sê vir hulle, nee, die Here sal dit vir ons gee. En in hoofstuk 14 sê Caleb vir hulle, die seun van Nun, dis nou van die Jefunne. Hy sê, die land wat ons deurgetrek het, is 'n buitengewone goeie land. As die Here in ons welbehae het, sal die Here ons in die land inbring, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie. Wees nie bevrees vir daai volk nie, man. Die Here is ons beskutting. Hulle is ons spys. Ons gaan hulle opeet, man. Hy sê, wees nie bevrees vir hulle nie. Maar die hele vergadering sê, jy Caleb en Joshua, ons gaan julle stenig. Maar die heerlikheid van die Here verskyn in die tent. En die Here sê vir Moses, hoe lank nog? Ek gaan hulle met die pes tref. En toe die Here dit waargeneem het, toe die Here besluit geneem, en die Here het gesê, hy sê, ek het julle murmurering gehoor. Hy sê, teen my. Hy sê, julle lyke gaan hierdie woestyn lê. Almal 20 jaar oud en daarbo, nie een sal in die land Kanaan ingaan nie. Julle sal almal sterwe, behalwe Caleb, die seun van die Jefunne en Joshua. Maar die res, julle lyke sal in hierdie woestyn lê. Julle sal nie een oorleef nie. So, wanneer ons na Caleb in die Bybel kyk, die Bybel het 6 keer vir ons gesê, hy het 'n hart gehad, 'n hart om die Here te volg, en wat volgehou het om die Here te volg. Met sy hele hart het hy volhard in geloof. So in sy geval, 'n groter oormag teen hom, het hom nie gestop nie. Daar was 'n groter oormag as reuse, dat het hom nie gestop in sy voetspore nie. So reuse stop ons nie, dreigemente van mense stop hom nie. Inteendeel, hy sê die reuse is ons spys. Ons sal hulle opeet. En toe ontvang hy hierdie wonderlike belofte. Die Here sê, jy sal die land ingaan en jy sal ook in besit neem. En dan verskriklik aangrypend word oor Joshua gesê, nou 40 jaar het verbygegaan. En inteendeel nog 'n paar jaar wat hulle toe die land ingeneem het later, Joshua en Caleb. En nou is al 45 jaar verby. En onthou, hy was ook op daai stadium, was hy reeds 'n man wat oor die 20 was, en in totaal vind ons Caleb in die land Kanaan, en hy is 85 jaar oud, 'n man van 85. Nou lees ons, daar staan in hoofstuk 14 vers 6, toe die kinders van Juda het nader gekom na Joshua en Caleb, die seun van die Jefunne, en Caleb gaan staan voor Joshua. Nou is hulle in die land Kanaan. En hy sê vir Joshua, hy sê, onthou jy, toe die Here met Moses, die man van God, gepraat het, daar by Kades Barnea, en ek en jy, maar hy ander spioene die land ingegaan het? Onthou jy dit, Joshua? En Joshua sê, ja, ek kan dit onthou. Hy sê, met betrekking tot my en jou, 40 jaar oud was ek, toe ons by Moses die knecht van die Here daar gestaan het daai dag, toe julle my uitgestuur het, om van Kades Barnea van my land te verken, en berig te bring. Hy sê, en ek het volgehou, vers 8, om die Here my God te volg. Het was ek en jy, Joshua, kan jy dit onthou? En hy sê, ja, ek kan dit onthou. Hy sê, en daar was mos 'n erfdeel vir my beloof in die land Kanaan, omdat ek volgehou het om die Here my God te volg. In vers 9, vers 8 en vers 9, 2 keer. Ek het volgehou. Kyk, nou het die Here my laat lewe soos hy gespreek het, en dit sou al 45 jaar sedert die Here die woord met Moses gespreek het. Ek is vandag 'n man
van 85 jaar oud. Hy sê, vandag is ek 85 jaar oud. Vers 10, hè? Vers 11 sê hy, en ek is vandag nog net so sterk, as die dag toe Moses my gestuur het. Ek gaan nou nog uit in my krag, ek gaan in en uit, en ek kan oorlog voer. Hy sê, gee my die bergland. Die Enakiete, hulle is in die groot versterkte stede. Miskien sal die Here my oorwinning gee, dat ek hulle kan verdryf. En Joshua seën vir Kaleb, en hy sê, mag die Here jou seën, en ek gee jou Hebron as 'n erfdeel. En daarom het Hebron die erfdeel geword van Kaleb, tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die Here, die God van Israel te volg. En hy was die grootste man onder die Enakiete, Arba, maar hy is oorwin en verslaan deur Kaleb. So hier is die aangrypende ding, 'n man van 85 jaar oud, onthou wat God gespreek het, en hy onthou wat Moses gesê het, 45 jaar van tevore. Die man met die leeuhart, die man uit die stam van Juda, hy het sy missie volbring. Hy het die Here sy hele lewe deur gevolg. Hy het in die Here volhard, en die Here het vir hom oorwinnings gegee. En hy het onwrikbaar aan die Here vasgehou. Hy het volhard om die Here met sy hele hart te volg. As 'n jong man het hy die Here gedien. Op 40 het hy die Here gedien. Nou is hy 85 en hy dien nog steeds die Here in klein en groot dinge. Laat my dink aan wat Hudson Taylor eendag gesê het. Hy het gesê 'n klein ding is 'n klein ding, maar getrouheid in 'n klein ding is 'n groot ding. As jy net kan getrou wees en die Here bly volg in die klein dingetjies wat God vir jou gee, kan hy eendag die groter dinge ook aan my en jou toevertrou. Hoe getrou is ek en jy in die klein dinge om die Here te volg? So wanneer ek na Kaleb kyk sy lewe, hy was 'n spioen. Hy was 'n Israeliese spioen. Hy was 'n man van geloof en hy was 'n groot held. Alhoewel sy naam in die geloofshelde boek opgeteken is in Hebreërs 11, sy vrymoedigheid, sy verstaan van wie God is en dat hy God vertrou het en nie vermoë in homself gehad het nie, maar in die Here. En hy het nie met die meerderheid saamgestem nie, want die meerderheid gesê ons kan dit nie doen nie. Hy het nie die meerderheid gevolg nie. Hy het nie agter die meerderheid aangeloop nie. En ons baseer baie keer ons besluite op wat ander mense sê en doen. Ons soeke na reg en verkeerd begin gewoonlik met vrae soos, wat sê die experts? Wat sê die professionele mense? Of wat sê my vriende? Dit was nie Kaleb nie. Kaleb het gesê, wat sê die Here? Hy het nie na sy vriende, die ander manne geluister, die dag toe hulle die verslag moes indien. Hy het nie na die mense gekyk nie. Kaleb se standaard was, wat sê God? So wat hom uitsonder, hierdie passievolle man, met betrekking tot die Here, is eintlik het Kaleb elke rede denkbaar gehad om nie passievol te wees toe hy sien wat daar aangaan. Ek bedoel, hy's 'n slaaf gebore in Egipte land. Hy was in die minderheid by Kades Barnea toe die besluit moes neem, gaan ons oorlog voer met die land Kanaan of nie. Hy moes 45 jaar lank wag vir sy droom om vervul te word. Toe hy dan in Joshua 14 vers 10 met Joshua praat, toe sê hy vir hom, ek was 40 toe die insident gebeur het, nou is ek 85. So hier's my vraag, wat was die bron van hierdie man Kaleb se passie, dat hy so aan die Here vasgehou het, dat die Bybel 6 keer sê, hy het volhard om die Here met sy hele hart te volg. Dit staan in die boek Numeri, staan in die boek Deuteronomium, staan in die boek Joshua. 3 Bybelboeke getuig van hierdie man. Hy het volhard om die Here met sy hele hart te volg. Om te dink, na meer as 45 jaar van rondswerwe, 45 jaar se begrafnis op begrafnis op begrafnisse, waar meer as 1,6 miljoen mense gesterf en begrawe is in die woestyn wat hy gesien en beleef het. Al sy teleurstellings, eis Kaleb
die amper onmoontlike. Hy sê, vandag, Joshua, ek is 85 jaar oud, gee my die bergland. Ek sal gaan veg met die Enakite. Ek sal met die reuse gaan veg. En die Here sal vir my die oorwinning gee. Give me that mountain. In Joshua 14 vers 12. Wat hy inderwaarheid vir Joshua voor die ore van die leiers van Israel op daai dag gesê het, toe hulle in die land Kanaan staan. Hy sê, ek was meer as 40 jaar in die woestyn. Maar my hart het nooit Kanaan verlaat nie. Ek het altyd geweet ek kan terugkom na hierdie plek. Ek is steeds sterk. Ek is sterk en ek is gewillig. En Moses het beloof, hy gaan vir my gee. Ek was getrou. Give me that mountain. Gee my hierdie bergland. Wat was die dryfveer? Wat was die passie in hierdie man Caleb se hart? Die Bybel sê, hy het nooit opgehou om die Here te volg nie. Ek dink is die mooiste ding wat oor jou lewe, my lewe gesê kan word. Ons het nooit opgehou om die Here te volg nie. En hy verklaar, die Here is met my. Hy sê, die Here is met my. In Joshua 14 vers 12. Hy sê, ek is vandag nog net so sterk in die Here. En hy het geweet, ten spyte van al die teleurstellings, al die terugslag van die volk in die woestyn, al die oorloë, alles wat in 45 jaar gebeur het, hy het gewag vir sy dag. Hy was passievol, omrede God alles van Caleb gehaat het, wat daar was. Hy het die Here met sy hele hart gevolg. En wil jy glo, dit het afgevryf op sy dogter Agsa. Want ons lees in Joshua 15, in vers 15, lees ons hierdie woorde. En daarvan het hy opgetrek, en daar staan, en hy het vir sy dogter Agsa as vrou, het hy Kiriat Seder verslaan en ingeneem, 'n dorp, en hy gee dit vir sy dogter. En Otniel, die broer van Caleb, het dit ingeneem, en hy het sy dogter Agsa aan hom as vrou gegee. En toe sy aankom, het sy hom aangespoor haar vader vir Caleb en 'n stuk grond te vra. En toe sy van die esel afklim, toe sê Caleb vir haar, wat wil jy hê? Wat wil jy hê, my dogter? Wat kan ek vir jou doen? En sy sê, gee my tog 'n geskenk. En Caleb sê vir sy dogter, wat wil jy hê moet ek vir jou gee? Sy sê, gee my 'n geskenk, want u het vir my 'n dor land gegee. U moet vir my waterfonteine gee. Toe gee hy haar waterfonteine op die hoogte en waterfonteine in die laagte. Sy aard so wrind nie waar as na pa. Hy het gesê, gee my die bergland. Sy het gesê, gee my waterfonteine. Hy selfde passie en hy veggees wat in Caleb was, sien ons ook in sy dogter Agsa. En sy kom na haar vader toe. En sy sê, u het gesê, gee my die bergland. Ek vra vir u, gee my waterfonteine, sodat ek met my familie in vrede kan lewe. Jy sien, wat ek uit Caleb se lewe leer is, ek het nie nodig om die meerderheid te volg. Die meerderheid is nie my maatstaf van wat reg of verkeerd is nie. Caleb leer vir my en jou, die waarheid word nie gemeet deur getalle nie. Die oorgrote meerderheid sê, ons kan dit nie doen nie. En hy leer 'n mens, soms staan jy alleen. Ek bedoel, hy moes opstaan teen 1,6 miljoen mense. Net 2 van hulle. Net hy en Joshua. En sê, die Here sal vir ons hierdie land gee, kom ons gaan. Ongeag die reëse, ons gaan die land inneem. As ek na Caleb kyk, wat ek by hom leer is, 'n mens moenie jou droom verloor nie. Hy het 45 jaar gewag en gedroom van daai bergland wat hy gesien het, 45 jaar van tevore, en hy het daaraan vasgehou.
Weet jy wat is God se uitspraak oor hierdie man? In Numeri 14 vers 24, die Here het iets te sê oor hom. Die Here sê, my knegg Kaleb, omdat daar 'n ander gees in hom was, 'n ander gees, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, toe hy daar as 'n spioen was. In sy geslag sal dit in besit neem. En dit het gebeur 45 jaar later. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n aanmoediging om vas te hou in die waarheid. Al moet ons soms alleen staan. Om aan die kant van die waarheid te staan, beteken nie altyd dis die meerderheid se kant nie. Om nie my droom te verloor nie, vir 45 jaar te glo en vas te hou. Hoe het hy dit gedoen? Hoe het hierdie held dit reg gekry? Die woord sê, hy het 'n hart gehad, daar was 'n ander gees in hom. Hy het volhard om aan die Here vas te hou en te glo in die God van Israel. Here Jesus, gee dat ons 'n hart sal hê om U te volg. 'n Hart om aan U vas te hou. 'n Hart van vertroue en geloof. Dat U het gesê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die lewe van hierdie man en dat ons by hom kon leer. Dit is nie nodig om die meerderheid te volg nie. Al volg ons maar net die Here. Dis die regte ding om te doen. In Jesus naam. Amen. Nou ja, toe, tot 'n volgende keer. Die Here seën.